Shalom. Kom ons sit weer vandag in mekaar se stilte. So dikwels word ons uitgenooi op verskeie maniere deur diskoerse in ons samelewing wat ons wil oortuig van die nodigheid om gemeet te word. En kom ons sit vandag en ons laat toe dat ons net kan leeg word, lig word, sonder die nodigheid om swaar te wees, om gemeet te wees, om te presteer. Miskien sal die woorde the unbearable lightness of being 'n snaar raak. Miskien herinner dit ons aan hoe moeilik dit vir ons is om leeg te raak. Om net te wees in die ligtheid van leeg wees, van kenose. Kom ons doen dit ook vandag aan die hand van Filippense 2 verse daaruit, vers 6 en 7. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word en aan mense gelyk te word. Leeg maak, die wonder daarvan, die voorbeeld daarvan in Jesus. Kom ons begin en ons sit weer gemaklik daar op jou bekende stoel, miskien op 'n bank in jou tuin, en raak net bewus van hier wees vandag. En doen dit deur eers net bewus te word van jou voete op die grond. 'n herinnering aan grondvesting, grounding. Raak ook bewus van die stoel waarop jy sit, die bank waarop jy sit. Dalk lê jy in jou bed terwyl jy dit doen. Raak bewus hoe die stoel, die bed, die bank jou verwelkom. Uniek die vorm van jou lyf aanneem daar waar jy sit. Kom ons begin ook bewus word van ons asemhaling. Raak net bewus van die ritme van asemhaling. Laat selfs die ritme van jou asemhaling 'n sekere kalmte, 'n sekere rus oor jou bring. Miskien begin daar iets van 'n shalom, rus in die volheid daarvan, alreeds dit self aanbied vir jou. Kom ons haal lekker diep asem, tot in die kern van jou liggaam. Laat elke diep asemteug jou herinner aan asem wat in klei ingeblaas was en wat lewend, wat mens geword het. En as jy uitasem, ervaar net weer
jou skouers sak, as net 'n sekere ligtheid met elke uitasem. Laat dit jou altyd herinner aan leeg word, aan lig word, aan lig wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Raak dalk ook bewus, terwyl jy so lekker diep asemhaal, aan dit waarin jy vasklem. Aan dit waarin jy vasklem. En waag dalk om met elke uitasem daarvan leeg gemaak, losgemaak te word. Haal lekker diep asem. Laat elke asemteug jou herinner aan genade, aan lewe en dit in oorvloed. En laat elke uitasem jou herinner aan leegmaak, leeg word, lig word. Sit net 'n paar oomblikke so en in die stilte van asemhaling ervaar hierdie ritme van volheid en ligtheid. En terwyl jy nou so sit, elke diep asemteug jou toelaat om verdiep te word in volheid van lewe, word ook daaraan herinner dat volheid van lewe, volheid van liefde beteken. Dat jou gewig lê in die liefde waarvoor jy jou oopmaak en wat jy toelaat om deur jou te vloei. Ek nooi jou dan nou uit, nadat ons hierdie teksgedeelte weer gelees het, kom ons sit in mekaar se stilte vandag en rus in die wonder van ligtheid. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Kom ons neem net so 2 minute of so en ons sit net in mekaar se stilte en ons rus in leegheid, in leegmaak, in lig word, in ligtheid. Kom ons sit nou in mekaar se stilte.
Haal weer lekker diep asem. Laat toe dat die rus van ligtheid by jou vestig. Dat dit jou ligweg deur vandag dra. Shalom.